geword het, moet hy nou die large print Bybels begin koop. So ek weet wat om vir hom volgende jaar te kry vir sy verjaarsdag, sal ek vir hom 'n large print Bybel koop. Laat hy kan. Ja, ag, maar ek het pastoor uit laat wen uit die goedheid van my hart uit. Ek kan mos nou nie 'n ou man so verneder nie. Ek was so, wanneer was die lang naweek? 3 weke terug. Ja, toe was ek bietjie koppies toe gewees, so ek gaan na my paal toe. Maar toe sien ek na die tyd, want my paal se diens en ons dienstye is dieselfde, so toe het ek nou nie die diens gekykie. Maar na die tyd het ek nou die video gekyk. Toe sien ek pastoor het 'n interessante vraag gevra terwyl ek nie hier was nie, want hy wil nie hê ek moes die chocolate gekry het nie. Maar toe sien ek die mense kry nie die antwoord reg nie. Toe dog ek gaan ook nou 'n vraag vra om te kyk of die mense teruggegaan het en die evangelies gaan lees het. So my vraag is, wie was wat is die naam van die hoofpriester wat Jesus geondervra het op sy verhoor? Ons praat hierso van die hoofpriesters, maar ons praat nie van sy disippels nie. Sê weet dan nie? Ja, nee, maar voor dit. Matteus 26, toe hy gearresteer is. Caiaphas, ja. Interessant, nee. Tannie Karen is een wat al die name ken. Ek kan nie verstaan hoe onthou Tannie al hierdie name nie. Ek vergeet partykeer my eie naam. Maar ja, het julle al gewonder wat is die doel van alles? Hoekom is ek gebore? Hoekom het God die mense gemaak? Hoekom het God eintlik enigiemand gemaak? Wat is die doel van alles in die lewe? Wat Baie keer dan vra mense homself, wat is die punt van alles? Hoekom is ek gebore? Is dit maar net om kinders te kry, werk toe te gaan en dood te gaan? Dit is mos hoe ons lewe. Sleep, eat, repeat. Ja, en dan tot ons dood gaan. Is daar nie meer tot die lewe nie? Voel jy ook soms so besig en oorweldig? En jy so besig en ten spyte dat jy so besig is, dan voel 'n mens nog steeds leeg. Dit voel of daar iets kort. Dit voel of daar iets groter moet wees, 'n groter doel as net dit wat jy mee besig is, net dit om te werk toe te gaan elke dag, om huis skoon te maak, wat ook al jy doen. Daar moet iets groter wees mos, dit voel mos, daar moet iets groter wees as jou werk, of jou familie, jou vrou en jou kinders, of jou stokpertjies. Is dit nie so in die pastoor? Daar moet mos iets groter doel wees as net visvang in die lewe. Maar dan ten spyte van dit dan, baie keer voel 'n mens nog steeds so leeg binne. En ek self het ook al so gevoel. Want 'n mens voel so, want God het ons geskape vir meer as dit. Hy het ons elkeen geskep met 'n doel. Want om al hierdie aardse dinge na te jaag, nê, wat ons so graag doen, is soos wat die ou mense sal sê, was eintlik net 'n gejaag na wind gewees. Dit is eintlik wat dit is. En dan baie keer voel ander mense wie hulle is goed genoeg vir niks nie. Hulle kan niks reg doen nie, en baie mense voel ook baie keer hulle selfs nie eers goed genoeg vir die Here, en die Here wil dalk niks eers met hulle te doen hê nie. Dit is hoe ander mense voel wat hierdie lewe gaan.
En dit is nie waar nie, dit is nie hoe ons moet voel nie. God het ons elkeen geskep vir 'n doel, 'n spesifieke doel. God het nie die aarde en die mensdom geskep omdat hy verveeld was nie, weet julle dit? God het nie daar gesit op sy troon en gesê, ja, ek is nou verskriklik verveeld nie, kom ek skep 'n paar peasants nie, maar ja, daar rond hardloop nie. Nee, God was nie verveeld nie. God het 'n doel vir ons elkeen se lewe en dit is waar ek vandag met julle wil praat en ek het mos al van tevore met julle gepraat oor jou roeping, maar ek wil vandag nie praat oor ons roeping nie. Ek wil praat oor wat is die doel van die lewe? Wat is die doel van alles? Waarom het God ons gemaak? En ek dink baie self ook die laaste ruk daaraan, want seker maar ons is so besig by die werk en mense raak oorweldig en besig by die kerk en mense is besig met klomp probleme en dan as jy so gejaag voel daaraan, dan vra jy jouself, wat is die doel van dit alles? Waarmee is ek besig? Pastoor al so gevoel, so oorweldig. Wat is die doel van dit alles? Wat moet ek doen? Maar so kom ons kyk gaan 'n bietjie wat sê die woord van God hieroor, sodat ons kan weet wat ons prioriteite moet wees. Ons eerste doel hier op aarde is om God waarlik te ken. Kom ons dit net pastoor wat sê amen. Dit is ons eerste doel, is om God waarlik te ken. Dit is eintlik die hart van 'n Christen se lewe, is om God te ken. Daar is 'n groot verskil om iets van God te weet en om God persoonlik te ken. Want om iets van God te weet is, kan jy Bybel lees, dan gaan jy iets van God weet en 'n baie interessante ding. Daar's 'n satanis wat ek so nou en dan sien op sosiale media, wat verskriklik goed die Bybel ken. Want hy's 'n dokter, hy's geleerd in teologie en in gelowe. Hy gee skool op of hy gee klas op universiteit. Hy's so geleerd, so hy ken hierdie goed, maar hy's nog steeds 'n satanis. So daai om iets van God te weet, maak hom nie 'n kind van die Here nie. Dan kry jy weer Christene wat die Bybel goed ken. Ek ken sulke Christene, maar hulle verstaan nie wat daar staan nie. Pastoor het al gesien. Mense kan die skrif quoteer, maar hulle quoteer dit uit konteks uit. Hulle mis die hele punt van die Bybel. En hoe weet ek dit as dit gebeur, as mense dit doen? Jy's geneig om dit in hulle lewe te sien, want jou lewe getuig of die woord van God lewend in jou hart geword het. Jou vrug wys of jy net skrifkennis het en of dit lewend geword het binne jou. En ongelukkig gaan die Bybel en boekkennis jou nie red nie. Weet julle dit? Want as dit so was, sou daai satanis ook gered gewees het, maar ek weet hy is nie gered nie, want as jy nie die Here Jesus Christus ken nie, is daar nie vir jou hoop nie. Enigste hoop is Jesus Christus. Dink jy daaraan Abraham? Ons sê altyd Abraham, ons gebruik hom as 'n voorbeeld, want Paulus het hom gebruik as 'n voorbeeld. Abraham het 'n verhouding gehad met God, hy het geloof gehad in God, hy het na God geluister, hy was gehoorsaam aan God. Die Bybel het nog nie eens bestaan daai tyd nie. Maar hy het 'n verhouding met God gehad. Selfs met Noag, die Bybel het ook nie bestaan in die tyd van Noag nie. Maar hy het 'n verhouding met God gehad. Hy het met God gepraat, God het met hom gepraat. En God het hom regverdig gevind en hom gered. Hulle het nie universiteitsgrade gehad nie. Maar hulle het 'n verhouding met God gehad. Hulle het God geken. Maar om kennis van God te hê en om 'n verhouding met God te hê is twee verskillende dinge. Daar's 'n groot verskil tussen om dinge van God te weet en om God persoonlik te ken. En toe ek met Ilse praat oor hierdie preek, toe sê sy vir my 'n baie interessante ding en sy sê, dit het al laat dink, baie keer hoor jy iets van iemand. Baie keer sal jy iets hoor van 'n pastoor. Mense praat mos lekker sleg van pastore. En dan hoor jy allerhande stories van hulle en Mario vertel my van hom en oom Steven vertel my van hom en Ilse vertel my van hom. En dan dink ek ken nou hierdie persoon want ek het al so baie van hom gehoor. Maar ek het nooit 'n verhouding met die persoon om hom werklik te ken vir wie hy is nie. En so is baie van ons as Christene, ons hoor hierdie goed, ons hoor pastore preek oor die Here. Ons lees dalk Bybel, maar die vraag is, het jy 'n verhouding
met die Here. Dit help nie jy het net kennis rondom hom, maar jy het nie 'n verhouding nie. Ons quoteer 'n skrif baie, maar ek wil dit vanoggend vir julle lees, ek wil dit nie vir julle quoteer nie. Dis Johannes 17 vers 3. En dit is die ewige lewe, dat hulle U ken, en die enigste waaragtige God, en die Here Jesus Christus, wat U gestuur het. Dis baie interessant, so Jesus sê hierso, die ewige lewe is nie om ewig te bestaan nie. Hy beskryf die ewige lewe as om God en Jesus te ken. Dis wat Jesus Christus sê die ewige lewe is. En ons sien van die begin af, van Genesis af, dat God die mense anders geskep het as die res van die skepping. Het julle dit agtergekom? God het ons uniek gemaak. Hoekom? Hy het ons na sy beeld gemaak. Sodat ons 'n verhouding met hom kan hê, sodat ons hom kan ken. Om lief te wees vir God en ook belangrik om hom te kan weerspieël in hierdie wêreld. Is dit nie so nie? Met ander woorde, ons eerste doel is, ons is geskep om 'n verhouding met God te hê en hom te ken. Dan ons tweede doel wat ons het, is om God lief te hê. Jesus het hierdie groot gebod genoem in Matteus 22:37. Sê hy vir ons, en Jesus antwoord hom, jy moet die Here jou God lief hê met jou hele hart en met jou hele siel en met jou hele verstand. Dit is die eerste en groot gebod. Dit beteken God moet nommer 1 in ons lewens wees. Is dit nie so nie? Ons is nie geskep om soos die wêreld ons leer om te wees, om onsself of sukses of geld of plesier of al daai goed wat ons so graag doen of selfs ander mense eerste lief te hê nie. Ons is veronderstel om God eerste lief te hê. Alles anders in ons lewe kan tweede viool speel. Dit beteken ons moet God begeer. Met ander woorde, jy wil hom ken, jy wil tyd saam met hom spandeer, jy wil sy woord lees en verstaan wie God waarlik is. Om God lief te hê beteken ook om God se wil te begeer. Wat leer Jesus ons? As ons hom liefhet, sal ons sy gebooie bewaar, sy gebooie onderhou. So ware liefde vir God is nie wat ons sê of voel of die emosie wat ons kry nie. Ware liefde vir God wys eerder wys deur hoe ons leef. Hoe ons gehoorsaam is aan God. Hoe ons optree. Om te sê ek wil God gehoorsaam omdat ek hom liefhet. Om God lief te hê beteken ook God het belangriker as alles anders geword in jou lewe. Maar snaaks genoeg, mense sal nou sê amen as ek dit sê. God is die belangrikste in my lewe. Maar dan begin ons bietjie persoonlik raak en sê, is God belangriker as jou ma en jou pa? Is God belangriker as jou vrou en jou kinders? Dan begin hulle sê, nee, wag nou so bietjie. Jy sien, dit is wat ons moet besef. God moet eerste kom bo oor enige iets of enige iemand anderste in ons lewens. En ek het al hieroor gepraat, daar is mense wat rarig al, veral in jou lande waar Christene vervolg word, waar mense se kinders voor hulle dood gemaak is, omdat hulle gekies het om nie God te verraai nie. Weet julle hoe wreed moet dit wees? Maar wys jy hoe lief is daai persoon vir God. En daai selfe mense lê hulle eie lewe neer vir God en sê, niks is belangriker as die Here nie. Ek sal eerder sterf as wat ek hom ontken. Sê ek ander mense is nie belangrik nie? Nee. Ander mense is baie belangrik. Die woord van God sê ook ons moet hulle lief hê. Maar ons moet besef God kom eerste en dan kom die res. En omdat ons God liefhet, leer ons hoe om ander reg lief te hê. Is dit nie so nie? Ons leer om ander mense lief te hê soos wat Christus hulle liefhet.
En dit is ware liefde. Die derde doel waarvoor ons geskep is om God te verheerlik. En hoe doen ons dit? Om God groot te maak aan ander mense, sy goedheid, sy heiligheid, sy waarde sigbaar te maak. Hoe? Deur ons lewe. Sodat ander mense God kan raak sien en hom eer. Hoeveel skrif lees wat Paulus vir ons sê in 1 Korintiërs 10 vers 31 sê hy, of julle dan eet en of julle drink, of julle enigiets doen, doen alles tot verheerliking van God. Ons moet absoluut alles doen tot verheerliking van God. Dit beteken nie net wanneer jy by die kerk is nie. Daar waar ons by die werk is, werk ons tot eer van die Here. Verheerlik dit hoe ons werk, die Here. Is ons op tyd by die werk? Is ons eerlik by die werk? Behandel ons ander mense soos wat Christus hulle sou behandel het by die werk? Daar as ons winkel toe gaan, dit geld daar ook. Ons moet alles doen, ons moet tot groceries koop. En dit moet die Here verheerlik hoe ons dit doen. Of wanneer ons vir pastoor Gersie dan hardloop ons mos weg. Ja, ek wil nie pastoor groet nie. Nee. Ja. Vrouens, wanneer julle huis skoon maak, nee, maak julle huis skoon tot eer van God. Moet die vrouens vra, behandel julle mans tot eer van God. As ons Saterdag oggende wil ry dam toe, is die bakkie al klaar gepak en ons kosblikke gepak. Dit moet ook tot eer van die Here gedoen word. Jou hele lewe is veronderstel om God te verheerlik. Amen. Ons verheerlik ook God deur gehoorsaam te wees aan hom. Ons sê ons is lief vir God, maar ons liewe moet dit ook wys. Soos wat ek gesê het, dit staan in 1 Johannes 14 vers 15 wat sê, as julle God lief het, sal ons mos dan sy gebooie bewaar. So wanneer ons gehoorsaam is aan God, wys ons aan die wêreld dat God se wil beter is as ons eie wil. En dit bring ook goeie werke na vore wat God verheerlik. En ek wil vir julle nog 'n skrifgie uit Matteus uitlees, 15 vers 16 wat sê, laat julle lig so skyn voor die mense, dat hulle julle goeie werke kan sien, en julle Vader wat in die hemel is verheerlik. Ons goeie werke moet mense na God toewys. Dit is wat dit moet doen. Sien, baie keer wil ons goeie werke doen om dat die goeie goed na ons toe wys, dat die eer ons toe kom, maar dis nie wat die woord van God vir ons sê nie. Jesus sê hierso dat ons moet goeie werke hê, sodat God die Vader kan verheerlik word. Daarom moet ons goed doen, omdat ons God lief het, tot eer van sy naam. Ons moet nooit God se eer wil steel nie. Daar's niks wat my so ontstel soos iemand wat God se eer wil steel nie. Ons verheerlik ook God deur hoe ons ander mense behandel. Want deur hoe ons mense behandel, moet hulle God se karakter in ons kan sien. Hoe ons mense liefhet, hoe ons mense vergewe, hoe ons mense dien, doen ons dit soos wat Christus dit gedoen het. Weerspieël ons Christus se karakter. Is ons nederig soos Jesus? Dit laat my ook nou dink. Is ons nederig soos Jesus? Ons is geneig om so hoogmoedig te wees as Christene, weet julle dit? Dink ons is beter as ander mense. Dis glad nie wie Jesus Christus was nie, dit is ook nie hoe ons moet wees nie. Ons is nie beter as enigiemand anderste nie. Ons lewe moet absoluut net gaan oor Christus en sy karakter uitbeeld vir ander mense. Daardeur wys ons die wêreld iets van God se karakter en wie hy is. Dink eens aan die Karen wat altyd sê, ons is die Bybel wat ongeredde mense lees. Dis belangrik.
So met ander woorde, ons lewe moenie gaan oor hoe ek die beste lewe vir myself kan kry nie, want dit is mos hoe ons lewe, ek wil my beste lewe vir myself hê. Ons lewe moet eerder gaan oor hoe kan my lewe wys hoe groot en goed en waardig God is. Dit is waaroor ons lewe moet gaan. So altyd wanneer jy iets doen, vra jouself, dit wat ek doen, verheerlik dit God? En ek dink ook 'n vraag wat jy jouself moet vra is, verheerlik dit my? Want as dit jou verheerlik, is jy van die pad af. Die 4de punt van die lewe is om ander lief te hê. Hoe weet ek dit? Want Jesus Christus sê so, hy sê weer, dit is die tweede groot gebod. Jy moet jou naaste lief hê soos jouself. Liefde vir God en liefde vir mense is verbind aan mekaar. Jesus het nie hierdie twee gebooie geskei van mekaar wanneer jy al lees nie. Jesus Christus het gesê, moet die Here jou God lief hê met jou hele hart, met jou hele siel, met jou hele wese, met alles wat jy is, moet jy God lief hê. En toe wat sê hy daarna? Die teorie wat daaraan gelyk is, jy moet jou naaste lief hê soos jouself. Waarom? En ook want iemand wat waarlik lief is vir God, leer hoe om sy skepping lief te hê en ook die mense lief te hê wie hy geskep het. Is dit nie so nie, pastoor? Ons as vissermanne, ons klap, kan ek gebruik as 'n voorbeeld, buiten vir die liefde vir mekaar, kom dit ook na vore die liefde vir God se skepping. Want ons wil altyd kyk, daar waar ons is, laat ons na die plek kyk, na daai grond kyk, na daai boer se plaas kyk. Ons wil nie plastiek sakke daar los nie. Hoekom nie net vir die boer nie, maar omdat dit God se skepping is en ons is aangestel, wat aan die Karen nou gesê het, om daaroor te regeer. In Johannes 4 vers 20 sê vir ons, as ons sê ons het God lief, maar sy broer haat, is hy 'n leienaar. So ons kan nie sê ons het God lief, maar ons haat iemand anderste nie. Dan is ons 'n leienaar, dan het ons nie God lief nie. Dis nie ek wat so sê nie, die skrif sê so. Jy kan nie iemand haat en sê jy het God lief met dieselfde mond nie, is onmoontlik. Die groot vraag is altyd dan, as jy dit opbring, as jy van naaste liefde praat, sorry julle my, julle is nie lekker nie, vra mense altyd, okay, maar wie is my naaste? Want mense probeer dit altyd gebruik as 'n verskoning om vry te kom van hierdie gebod af, want daar's tog iemand wat hom nou ontstel het of te nagekom het en sê, nee, dis eintlik nie my naaste nie. Is dit die persoon wat letterlik die naaste aan jou sit, die persoon langs aan jou? Dit is hoe party mense dit interpreteer. Ander mense interpreteer wie jou naaste as die mense vir wie jy lief is, jou familie, jou gesin. Dit is my naaste mense. Jou vriende miskien. Maar ek het wel die antwoord vir julle vandag wie jou naaste is. As julle in Lukas 10 gaan lees, sien ons dat iemand vir Jesus Christus vra, wie is my naaste? En Jesus antwoord daai vraag. Net soos wat hy altyd doen, met 'n gelykenis. Wat 'n gelykenis het hy vertel toe hulle hom vra? Die barmhartige Samaritaan. Verduidelik Jesus vir ons in daai gelykenis vir ons, wat is jou naaste? En van hierdie gelykenis kan ek aflei dat jou naaste is nie iemand wat jy kies om lief te hê of net van hou soos jou familie of jou vriende nie. Dit is nie wie jou naaste alleenlik is nie. Dit sluit ander mense ook in wie God oor jou pad gestuur het. Almal wat oor jou pad kom, almal wie jy teekom is jou naaste. So met ander woorde, ons moet almal lief hê en met liefde behandel, net soos wat Jesus ons behandel. Nog 'n doel van hierdie lewe is om soos Christus te word. Christendom gaan nie net daaroor dat God jou sonde vergewe het en nou gaan jy hemel toe nie. Nee, het jy al daai ene gehoor? Nee. God wil jou lewe verander sodat jy meer en meer soos Jesus kan word. Wil jy meer en meer soos Jesus word?
Kan ek nog hoor, wil nog iemand meer en meer soos Jesus word? Ek hoop so. Pastoor, Pastoor het gehoor hulle sê so, Ek het so ietsie wat ek beplan oor so 2 maande of so wat ek wil doen. Dan gaan ek sien. Of julle dit regtig bedoel. Om soos Jesus te word beteken nie jy moet fisies soos Jesus lyk nie. Dis nie wat dit beteken nie, want julle vrouens gaan sukkel om 'n mooi baard te groei soos wat Jesus gehad het. Dit beteken ons moet Jesus se karakter hê. Ons moet groei in Jesus se karakter al hoe meer. Jesus se karakter moet eintlik al hoe meer sigbaar in ons lewens word. Dit is wat dit is, om soos Jesus te word. Ons moet begin groei in liefde, nederigheid, geduld, gehoorsaamheid, selfbeheersing, genade. Dis mos iets wat ons het. Ons het nie genade vir ander mense nie. Vergifnis, waarheid, heiligheid. Diensbaarheid. Ja, Jesus is al hierdie wonderlike dinge, weet julle dit? En ons moet groei in daai karakter van Jesus Christus. Daarom moet ons nie vra soos daai armbandjies wat die kinders altyd dra. Het julle gesien toe ek op skool was? Ek weet jy het nou nog kry, hy wat sê, what would Jesus do? Vir my is dit dieper as dit. Ons doel is eerder, hoe kan my karakter al hoe meer soos Jesus se karakter word? Want as jou karakter soos Jesus se karakter is, gaan jy doen wat Jesus doen. Ja, dit is 'n proses, dit gebeur nie oornag nie. Ek meen, ek kan my eie lewe sien, ek het nie een oggend opgestaan en toe sê ek 'n perfekte mens nie. Dit is 'n proses. Jy groei soos 'n plantjie, jy ontkiem, jy saad ontkiem wanneer jy tot bekering kom, dan is jy 'n klein plantjie, wat noem jy 'n klein plantjie nou weer? 'n saailing, en dan groei jy tot 'n volwasse plant en tot op die punt waar jy begin vrug dra, en dit is waar ons moet uitkom op die einde van die dag. Daarom moet ons onsself nie altyd vra as ons perfek nie. Die vraag wat jy jouself eerder moet vra is, word ek meer en meer soos Jesus Christus elke dag? Want dit is hoe jy groei, om elke dag meer en meer soos Jesus Christus te word. En hier is nog 'n doel van die lewe, wat niemand graag wil doen nie. Dit is om aan God se sending deel te neem. Ons quoteer ook hierdie skrif al so, ek hoop julle gaan dit nou vir my bietjie kan terugquoteer. Dit is Matteus 28 vers 19, wat sê dit? Ja, ek hou van daai, dan net om voltooi. Gaan dan heen, maak disippels van alle nasies. Wat moet ons doen? Ons moet hulle doop, En dan moet ons hulle leer mense, leer. Wat moet ons hulle leer? Om alles te onderhou wat Jesus Christus ons geleer het. So Jesus sê ons moet disippels maak, maar dit is meer as om net iemand kerk toe te nooi. Besef julle dit, om iemand kerk toe te nooi, het jy nie uitgegaan en 'n disipel gemaak nie, want daai skrif in Matteus sê vir ons, hoe maak jy 'n disipel? Dit is meer as om net iemand te oortuig tot om, wat ons nou sal noem, in 'n teologiese manier, die sondaarsgebed. Dit is meer as dit. Want 'n disipel is iemand wat Jesus volg, hom leer ken, hom gehoorsaam, en meer soos Jesus wil word. Dit is wat 'n disipel is. So daarom is die evangelie meer as net kom na Jesus toe sodat jy kan hemel toe gaan. Dit is mos wat ons deesdae verkondig van die kansel. Kom na Jesus toe en dan gaan jy hemel toe gaan. Maar hulle vergeet dat Jesus gesê het in Johannes 17 vers 3, die ewige lewe is om God te ken. Maar dit is eerder kom na Jesus toe, word met God versoen, volg Jesus en word sy disipel. En dan moet ons hulle leer. Ons moet hulle leer, dit is belangrik. Maar hoe gaan ons iemand leer as ons self nie weet wat Jesus Christus geleer het nie? Hoe gaan jy 'n disipel maak as jy self nie weet wat Jesus Christus geleer het nie? En dit is wat mense nie besef nie, en dis wat die belangrikheid van pastoor se vraag was nou die dag van die evangelies. Jy moet die evangelies ken, want dit is die boeke in wat Christus kom leer het.
Dis die boeke wat praat hoe Christus hier geloop het, soos wat ek nou hier op hierdie aarde loop. Matteus 5-7, die bergprediking, die beste preek wat jy in jou lewe sal hoor. Daar's nie 'n prediker op aarde wat 'n beter preek kan gee as Matteus 5-7 nie. Dit is hoekom dit belangrik is om waarlik 'n disipel te maak, dat hulle hierdie goed weet. Weet julle wat het gebeur? Baie keer dink ek, ons was ook disipels gemaak gewees op 'n tyd. Maar was julle geleer gewees? Iemand het jou eendag van Christus vertel, jy die sondaarsgebed opgesê, maar het daai persoon jou geleer? Want ons word net geleer in die tyd om iemand te kry om 'n gebed op te sê, en dan stap ons weg. Dis ons wat die evangeliste deesdae doen, het pastoor al gesien, het julle het al gesien, hulle hou groot konferensies, die mense kom tot bekering en hy stap weg van daai mense af en hulle gaan terug na die wêreld toe. En ons niemand wat hulle leer nie. En dit breek my hart. Ons moet 'n pad stap saam mense wat tot bekering gekom het. Ons moet hulle help groei. Dit is hoekom ek lief is daarvoor om preke te bring wat bietjie leersaam is, wat bietjie inhoud het. Wat oor hierdie goed praat. Ek kan hier so staan en ek kan vir julle oor Psalm 23 preek en vir julle vertel, julle is sharp, julle is lekker, julle bekers is vol, dit gaan oorloop. Die Here Jesus Christus lei jou na velde, na groen weivelde toe, na waters waar rus is. Ek kan dit doen. Maar die God verwag dat ons julle ook moet leer. Ons moet julle kos gee. Nie net vir julle sê wat julle wil hoor nie, maar wat julle nodig het. Dit is wat Christus van ons verwag. Met die hoop dat julle geestelik groei. Dis hoekom ek dit doen en meer van Jesus leer. Nee, al raak julle aan die slaap. Ek sien julle partykeer. Mense raak aan die slaap terwyl ek preek. Is vervelig. Maar ek bly lief vir julle. Oom Steven, ek sluit af. Is dit oom Willie wat altyd sê, waar leer die pastore daai ding as hulle sê hulle sluit nou af, en preek hulle van nog so 30 minute. My laaste punt op wat ek wil afsluit is, ons moet God vir ewig geniet. Dit klink snaaks toe ek aan dink die week, ons moet God vir ewig geniet. En dit bring eintlik ons hele doel van ons menslike lewe tot 'n klimaks toe ek daaraan dink. Wat bedoel ek met dit? Ek sê, God self is ons uiteindelike doel en ons skat. Dit is wie God moet wees in ons lewens. Nie net wat God vir ons kan gee nie. Baie mense sit mos die klem daarop wat God vir ons doen, wat God vir ons moet gee, wat God vir ons moet byvoeg. Maar ek wil vandag sê, God self moet eintlik ons doel wees. God self moet genoeg wees. God self moet ons skat wees. Nie dit wat hy vir ons doen nie. Ons God moet ons skat wees. Ons dink ook baie keer aan die ewige lewe as die plek waar ons nooit weer tekort gaan hê nie, waar ons nooit weer pyn gaan hê nie, waar ons nooit weer siek gaan wees nie, waar ons nooit hartseer gaan hê nie. En dit is waar. Dit is wat die skrif ons leer, maar daar's 'n groter prentjie wat die Bybel vir ons leer as net dit. Die Bybel skets vir ons 'n groter prentjie. Ons hoop as Christene is om vir ewig in die teenwoordigheid van God te wees. Ons hoogtepunt moet wees dat God by ons gaan wees en ons by God. Dit moet ons hoogste punt wees, want as jy 'n verhouding met die Here het, gaan jy nie kan wag om eendag by hom in sy teenwoordigheid te wees nie. Want op die einde van die dag is ons gemaak vir God. Wanneer ons na die begin gaan kyk in Genesis, soos ek nou gesê het God die mens geskep om saam met hom te leef. Om saam met hom te wandel eintlik. Dink daaraan voor Adam hulle toe hulle die appel geëet het, né? Nee, die vrug. Toe hulle die vrug geëet het, lees ons dat God het in die tuin gewandel. Dis wat God wou gehad het, hy wou van die begin af saam die mens gewees het, 'n verhouding met ons gehad het, dis hoekom God ons geskep het.
Maar wat gebeur toe? Hierdie verhouding tussen ons en God breek, omdat die mens gesondig het. Toe word daai verhouding skade aangedoen. Maar ek het goeie nuus vir julle, wat gebeur toe? Wie kan my sê wat gebeur toe? Christus Jesus, 'n skrif wat almal so mooi ken, Johannes 3:16, want so lief het God die wêreld gehad, dat hy sy eniggebore seun gegee het, vir elkeen wat in hom glo, dat hulle nie verlore mag gaan nie, maar hulle ewige lewe kan hê. Deur Jesus word ons met God versoen en teruggebring na hom toe. En daarom sien ons die verhaal wat ons in die Bybel lees, nê, eindig nie op 'n plek. Openbaring sluit nie af op 'n plek wat sê die mens het gekry alles wat sy hart begeer het nie. Alles wat hy wou gehad het hier op aarde het hy gekry nie. Dis nie hoe die Bybel afsluit nie. Die Bybel eindig met die mens het uiteindelik wat? Weer by God uitgekom. Dit is hier mooi. God woon weer by sy mense. Dit is wat ons lees in Openbaring wat gaan gebeur. God gaan by ons wees en ons gaan by God wees. Terwyl ek daarop is, mense stry altyd so Openbaring. Ek gaan nou van topic af, maar ek gaan dit sommer nou sê. Mense is lief daarvoor om Openbaring te stry, weet julle dit? Want jy kan dit op verskillende maniere interpreteer. Jy kan dit letterlik vat, jy kan dit simbolies vat en allerhande ander goed. Maar as jy die boek vat in geheel, sê dit eintlik vir jou een ding. Christus oorwin, hy kom terug en ons gaan vir ewig saam met hom wees as oorwinnaars. Dit is wat Openbaring vir ons sê, dis 'n boek van hoop. So op die vraag, wat is die doel van die mens se lewe is, wil ek afsluit en sê, ons is geskep uit God, vir God, om God te ken, God lief te hê, God te verheerlik, soos Christus te word, ander mense lief te hê en Christus aan hulle bekend te maak, sodat ons uiteindelik vir ewig in volmaakte gemeenskap saam met God kan leef. Soos wat hy van die begin af gehad het, wat ons gebreek het as mense en wat hy kom herstel het, en dit is die eindpunt wat ons weer saam God gaan wees. God is nie net die begin van ons doel nie, hy is ook die einde van ons doel. God is absoluut alles. Absoluut die alfa en die omega van alles. Tot van ons doel. Dit is wat dit is. En dis waarmee ek net wou afgesluit het. En dit is vir my mooi en ek hierdie ding is die laaste ruk so in my hart om 'n verhouding met die Here te hê. Maar ons gaan dit doen. Ek wil graag dat ons dit as 'n gemeente saam begin doen. Pastoor, wat ons gepraat het oor dat ons bietjie gaan bid, 'n biddag hou. Ek wil hê mense moet God leer ken soos wat ek die voorreg gehad het om God te leer ken. Dit is lewensveranderend wanneer jy werklik God leer ken, wanneer jy tyd in sy teenwoordigheid deurbring. Kan jy nie help as om anders daar weg te stap nie. Kom ons sluit af. Here, dankie vir die voorreg wat ons gehad het vanoggend, Here, om weer uit die woord uit te kon lees, Here, en te kon besef het hoe lief U ons het, Here. Here, dat U ons nie geskep het net om robotte te wees nie, Here. Nie net geskep het om net hier aan te ploeter op aarde, Here, maar dat U ons geskep het omdat U ons lief het, Here. Omdat U 'n verhouding met ons wil hê, Here. Here, en alhoewel ek weet dat die mens in die begin dit alles verbreek het, opgemors het, Here, weet ek, U het ons so lief gehad dat U seun gestuur het, Here. Om die foute wat ons gemaak het, die foute wat Adam gemaak het, te kom versoen, Here. Sodat ons weer 'n verhouding met U kan hê, Here. Dat ons U weer kan leer ken, Here. Sodat ons die ewige lewe kan hê, Here. Om die waaragtige God en Jesus Christus te ken, Here. Here, my gebed is vanoggend vir ons as gemeente, Here, dat U Heilige Gees in elkeen se hart sal werk vandag, Here. Elkeen wat ook hier gekyk het vandag, Here, elkeen wat nog hier gaan kyk, Here, dat hulle begeerte sal hê om God te ken, Here, dat hulle sal besef, die lewe gaan nie net oor hulle self nie, die lewe gaan nie net oor werk, of geld, of wat ook al het is in hulle lewe, wat hulle bo God kies nie, Here. Maar dat die mense sal besef, U is alles. En dit is hoekom voel ons so leeg, Here, want U het ons geskep om 'n verhouding met U te wees.
En mag elkeen wat so leeg voel vandag, Here, laat hulle besef, hulle het U nodig, Here. Here, en ek wil bid vir elkeen, Here, as hulle vandag U aanroep, Here, dat U hulle sal kom vul met U Gees, Here. U hulle honger en hulle dors sal voed, Here, met die lewende water, met die lewende brood, Here. Dat hulle U sal ken, Here, en nooit weer sal terugkyk na die wêreld, nie, Here. Dat hulle altyd hulle oë op U gefokus sal hou en sal weet, U is die Alfa, U is die Omega. En ons loof en ons prys en ons eer U daarvoor. En ek bid dit in die kosbare naam van Jesus Christus. Amen en amen.